familie, ons dien die God van seisoene. Hy het dae gemaak, hy het weke gemaak, hy het maande gemaak en hy is die God van die nuwe jaar. En reg deur die Bybel, as jy deur hierdie bladsye lees, dan is dit duidelik dat God loved it om nuwe dinge te doen in mense se lewens. Hy loved it om nuwe hoofstukke te begin. En elke keer in die begin van 'n nuwe jaar is dit vir ons ook 'n aanduiding dat dit 'n nuwe seisoen is wat begin en dat die Here gereed staan, dat hy opgewonde is, dat hy passievol is om iets nuuts te doen in die wêreld, maar hy doen dit deur die harte en die lewens van mense. En die vraag is jy gereed? Is jy reg daarvoor? Glo jy daarin? Ek wil bietjie met jou praat met die volgende 2 weke, in hierdie 2 weke reeks, dan is dit ons visie Sondag. Hierdie volgende 2 weke wil ek met jou praat oor Jesus eerste, elke dag. Want hier is die ding, God wil nuwe dinge doen, maar dit gaan nie outomaties gebeur nie. Dit gaan nie outomaties gebeur nie, dit is super belangrik, dat ek en jy in die begin van 'n jaar, die doelbewuste besluit maak, om Jesus eerste te sit in ons lewe, en om elke dag hom eerste te plaas in ons lewe, want ons gaan daaroor praat, daar's elke dag dinge wat kompeteer vir eerste plek vir jou hart. En die challenge is, dat baie mense dink, net omdat Jesus in hulle lewe is, dink hulle hy is outomaties eerste. Maar net omdat hy God is, beteken nie hy is God van jou lewe nie, dis 'n besluit. Dis 'n besluit. En ek wil met jou praat vandag oor hierdie besluit. Volgende week gaan ons praat oor die gewoonte van om eerste te sit elke dag. Om ons dag met God te begin, maar vandag wil ek begin met die eerste deel wat net sê Jesus eerste. Dis waar die besluit begin, dat Jesus moet eerste wees en ek sê dit so, plaas Jesus eerste in 'n ek eerste wêreld. Plaas Jesus eerste in 'n ek eerste wêreld. En die skrifgedeelte waartoe ons vandag gaan, ons gaan dit nog nie nou lees nie, maar jy kan so lank daar oopmaak, is Matteus 6 vanaf vers 24. So as jy jou Bybel hier het, kan jy daar oopmaak, Matteus 6 vanaf vers 24. Waar Jesus vir ons hierdie besluit duidelik maak. Voor ons gaan begin lees, wil ek met jou die analogie deel van die leer. Die leer, ek wil jou iets leer oor die leer. Hierdie leer staan nie net hier wat ons het gewerk deur die vakansie en toe is ons te lui om weg te sit nie. Ek het hom hier geplaas. En ek plaas hom hier om vir jou dit te leer. In die begin van die jaar het ek en jy 'n leer. En ons maak die keuse, intentioneel of onintentioneel, baie mense onintentioneel, om ons leer teen 'n spesifieke muur te sit. En as die jaar begin, en werk begin, en skool begin, en alles kop af, dan begin ek en jy te klim, want ons wil groei, en ons wil suksesvol wees, en baie mense begin met 'n wat. Wat wil ek bereik, en hulle sit hulle leer teen daai wat. Daar is soveel mense se stories wat jy kan bestudeer. Wat hulle leer gesit het teen beroep, teen sukses, en hulle daai leer geklim en geslaag. Heel bo uitgekom. En toe hulle daar bo uitkom en hulle lê op hulle sterfbed, toe kyk hulle af onder toe en hulle besef, hierdie leer is teen die verkeerde muur. Hierdie beteken niks nie. En ek sê vir jou, as jy op jou sterfbed lê, gaan niemand jou vra, wat is jou beroep? Hoeveel geld het jy in jou bank? Niemand gaan jou daar vra nie, jy gaan nie daar worry nie. So dit is so belangrik aan die begin van die jaar, dat ek en jy mooi evalueer, teen watse muur is jou leer. En dit moenie begin met 'n wat nie, wat wil ek bereik in die jaar nie. Dis great dat jy goed wil bereik, ons sal nou daarby kom, maar dit moenie begin met 'n wat nie, dit moet begin met 'n wie. Jou leer moet wees teen Jesus. Hy moet die middelpunt wees, hy moet die fokus wees, hy moet eerste wees in alles. En ek wil vir jou sê vandag, as dit nie so is nie, ek wil jou regtig uitdaag vanoggend, om te kyk na jou lewe, na jou jaar, na hoe jy begin, na waar jou mindset is, en evalueer, is God regtig eerste in my lewe, of is hy net in my lewe, want daar's 'n verskil. En jy het nodig dat hy eerste is. Jy het nodig dat jy die leer vat vandag, en sê, hy's by my werk, hy's by my gesondheid, hy's by familie, al die goed is goeie goed. Maar
Jy kan daai leer klim van werk, familie, jou kinders, alles. Jy kan daai leer klim. En as jy bo uitkom, aan die einde van die jaar gaan jy besef, dit was die verkeerde muur. Alles behalwe Jesus gaan jou val. Net hy weet wat is die beste vir jou, sit jou vertroue in hom, sit jou leer teen hom. Jesus maak dit baie duidelik in hierdie stuk, dat ons God moet eerste sit. Hy maak dit baie duidelik, en hy maak dit duidelik, dat daar ander goed gaan kompeteer vir jou hart, reg deur jou lewe. Simpel goedjies, klein goedjies, goeie goedjies, nie sonde nie, goeie goed, die goed wat jou prioriteite is die goed wat gaan kompeteer met sy plek in jou lewe. Dis die challenge van hierdie ding. En ek wil hê ons moet dit nou saam lees en mooi ons harte oopmaak en sy Heilige Gees praat met my. Sê vir my wat U vir my wil sê deur hierdie skrifgedeelte vandag. Kom ons lees saam vanaf vers 24. Hy begin en hy sê, niemand kan vir 2 baase tegelyk werk nie. So, dis baie eenvoudig. Hoeveel baase kan jy hê van jou lewe, né? Hy praat nou hier van jou lewe. Hoeveel baase kan jy hê? Net 1. Niemand kan vir 2 werk nie. Hoekom nie, Here? Want hy sê, hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Met ander woorde, albei is daar deel van hierdie persoon se lewe, maar een gaan jy afskeep. Jy kan nie God en mammon dien nie. Nou in die kerk sou jy al gehoor het, mammon in lig van geld, en dit is so, maar is meer ook wat geld verteenwoordig, jou prioriteite. En kyk, hy unpack dit nou vir ons. En kyk hoe sê hy gaan aan, hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer. Sê saam met my daai woord, bekommer. Daai woord kom 6 keer voor in hierdie stuk, en ek gaan eindig met dit. Dis baie belangrik. Hy sê, ek sê vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe. Nou, dis 'n funny ding vir die Here om te sê. Moet my nie bekommer oor my lewe nie. Ek meen, wat dink jy? Natuurlik bekommer ek oor my lewe, ek bekommer my oor my kinders se lewe. Hy sê, moenie. Moet jou nie bekommer oor jou lewe nie. Oor wat jy moet eet of drink nie. Oor julle liggaam. Sê, hier is nie sonde nie. Hier is goed wat deel is van ons daaglikse lewe. Oor wat jy moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Dan sê hy, kyk na die voëls. Hulle saai nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Nou dit klink soos, ek dink baie mense lees sulke goed, en dit klink soos voeltjies, whatever. Maar ek sê, dis 'n vraag wat jy moet stop, in jou tracks. En jy moet dit antwoord. Glo jy is belangriker as voëls vir die Here? Die Here sorg vir hulle. Glo jy, hy wil meer as dit vir jou sorg? Dan gaan hy aan en hy sê, trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer, sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie? Julle klein gelowiges. Onthou nou, hy praat nie net oor die goed nie. Hy sê nie hierdie goed moet nie vir jou belangrik wees nie. Hy sê, moet jou nie so bekommer daaroor nie. Julle moet julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader, in hierdie belangrike sin, weet dat julle dit alles nodig het. Met ander woorde, hy sê nie, daai goed is verkeerd, gooi dit weg nie. Hy sê nie, gaan sit op 'n klip en bid die hele dag nie. Hy sê, hy weet, julle is besig met daai goed. Hy weet, is belangrik. Hy weet, jy het groei nodig in daai areas. Dan sê hy, maar jou fokus moet hier wees. Moenie jy daarop fokus nie, beywer jou allereers vir die koninkryk van God en die wil van God. Dan, sê saam met my, dan, so daar's 'n vereiste hier. As jou fokus reg is, dan sal hy jou ook al hierdie ander dinge gee. Hierdie goed wat in jou daaglikse lewe is, waarmee jy stoei, die Here weet is belangrik. Maar as jou fokus reg is en jy sit hom eers, sal hy jou laat vrug dra in al daai dinge. Hy wil hê jy moet groei in daai dinge. Maar as daai dinge mammon word, as daai dinge eerste plek in jou lewe kry, dan sy hands off.
dan word daai goed jou God. Dan moet daai goed vir itself sorg. Dan jy moeilikheid. Dan jy in jou eie hande. So hy sê, sorg jy dat jy fokus op God se wil, dan kan hy jou help. En dan eindig hy en hy sê weer eens 2 keer, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg en hy eintlik maar weer sê, bekommernis, moeilikheid van sy eie. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Jesus maak dit baie duidelik hier, né? Jy moet 'n keuse maak tussen wie gaan eerste wees? Wat gaan eerste wees in jou lewe? En hy maak dit ook baie duidelik dat net omdat iemand glo in God, beteken nie God is eerste, God is God van daai persoon se lewe nie. Mammon kan eerste wees in daai persoon se lewe, sê Jesus hier. En hy sê dis 'n doelbewuste keuse wat jy gaan moet maak en wat jy gaan aanhou moet maak elke dag, want hierdie goed is deel van ons daaglikse lewe. En hy sê daai goed gaan kompeteer en hoe gaan dit kom? Deur bekommernis. Die duiwel gaan bekommernis gebruik. Ek gaan in die einde terugkom na dit toe. Ek wil jou 2 vrae vra vanoggend. 2 eenvoudige vrae wat ek vinnig wil hê jy moet bedink uit hierdie teks uit. Soos ek hom lees, toe kom daar 2 vrae na my toe. Jesus begin in die eerste plek en hy sê niemand kan vir 2 baase werk nie. Vandag se term van 'n baas kan ons sê is 'n CEO. So my eerste vraag aan jou is, wie is die CEO van jou lewe? Wie is die CEO van jou lewe? En miskien moet ek dit so vra, as ek jou wakker maak in die oggend, 2 uur en ek skud jou wakker, en ek sê, Louis, Linda, wie se vrou is sy? Wat gaan jy sê? Wat is die eerste ding wat in jou kop gaan opkom? Myne. En as ek jou wakker skud en ek sê vir hey, wie's jou kind? Bonita, Logan. Aan wie behoort hy? Maar wat is die eerste ding wat in jou kop gaan opkom? Kom ons wees eerlik. As ek vir jou sê jou geld, jou besigheid wat jy opgebou het, aan wie behoort dit? Ons lê na die kant toe om eers te sê dit behoort ek het dit opgebou, dis myne. En daai is baie gevaarlik. Daai is baie gevaarlik. Die Here moet die CEO wees van alles. Hy sê, jy kan nie 2 baase hê nie, en eintlik is die ander baas wat jy kan hê in jou lewe is jouself. Dis of God of is jy. Want daai mammon, daai goed wat vir jou belangrik is, dis jy wat kies dat dit belangrik moet wees. Of God is die CEO, of jy is die CEO. En hier's 2 redes, hoekom dit belangrik is, dat God die CEO van jou lewe moet wees, en dat hy dit moet bly, en hoekom jy dit nodig het, dat hy dit moet wees. Want, eerste plek, vir jou om sy vrug te dra, moet hy CEO wees, moet hy lei. En hier is die ding, dis of hy, of dis jy, wat lei. Ek en jy is net bestuurders in realiteit vir die Here. Ons is nie die CEO van ons lewe nie. Ons is net bestuurders vir hom. En as jy dink jy's die CEO, jy promote jouself en sê, Here, u word nou die bestuurder, ek is nou die CEO. As ek iets nodig het, dan kom ek na jou toe en ek sal jou vra vir hulp, maar tot dan lei ek die show. Ek call die shots hierso. Dan kan jy een van 2 roetes vat in hierdie jaar. Jy kan louf en net doen wat jy wil, want dit is jou lewe. Jy kan doen wat jy wil. En net sê, hierdie jaar gaan ek nie bou nie, ek gaan nie worry nie, ek gaan nie groei nie, nie in my disipelskap nie oor geld nie, dat mens my goeie Christen worry mos nie oor geld nie, so, ek gaan nie worry oor niks nie oor my liggaam nie, gaan eet wat ek wil, doen wat ek wil, ek gaan net nie oor, jy kan net louf. Maar Jesus sê, jy gaan eendag voor die Here staan, en jy gaan rekenskap gee. Jy gaan eendag voor die ware CEO staan, en jy gaan rekenskap gee, want alles behoort aan hom, nie aan my nie. Aan die ander kant, kan jy jou lewe vat en jy kan dit van dit mammon maak in die sin dat jy pursue jou beroep en jy wil jou lig en sê hierdie jaar gaan ek gym en ek gaan diet en ek gaan dit doen en my kinders, hierdie jaar gaan ek dit in my kind invest en hulle gaan presteer en ek gaan dat en jy kan al die goed weer eens, belangrike goed, maar as jy dit eers te maak en jy sit jou leer teen dit en jy jaag dit, dan word daai goeie goed mammon. En hier's waar Jesus na ons toe kom en hy sê, iemand wat my wil volg en my vrug in sy lewe wil dra, moet homself verloon
en in 'n meer onabstrakte manier beteken dit jy moet jouself tweede sit. Jy moet nie die een wees wat die besluite maak nie. Ek moet by hom begin as die CEO. Ek moet begin by hom. Ek moet rapporteer terug aan hom en ek moet gereeld advies kry by hom, gementor word deur hom. Hy moet die een wees wat die advies gee en die mentor is. En dis die tweede ding hoekom dit belangrik is. In die eerste plek is ek sy vrug wil dra en in die tweede plek is hy weet die beste. Hy weet die beste. Ek en jy dink ons weet die beste vir ons lewe. Ons dink ons weet die beste vir ons kinders. En ek weet jy wil die beste vir hulle hê, dit beteken nie jy weet die beste nie. Daar's 'n verskil. Ons almal wil die beste hê vir ons geliefdes, maar dit beteken nie ons weet die beste nie. Net God weet die beste. En 'n belangrike besluit vir jou in die begin van hierdie jaar is om jou lewe heeltemal aan hom toe te vertrou, om jou kinders se lewe heeltemal aan hom toe te vertrou en te sê, Here, ek wil hê U moet met my praat, ek wil hê U moet my woord gee, ek wil hê U moet my lei. Ek wil nie self lei nie, ek wil nie self besluit nie. Ek gaan nie besluit of ek gaan louf en of ek gaan jaag en of U moet vir my sê. Wat is belangrik? Wat moet ek pursue? Wat moet ek los? Hoe moet ek dit doen? Kom werk U in my lewe, Here. Wees U die CEO. Ek van julle vandag moet bedank. Van julle vandag moet step down. Jy moet jouself demote vandag en sê ek is nie meer die CEO van my lewe nie. Die Here is die CEO en ek is thankfully die bestuurder. En ek wil my lewe bestuur tot U eer, nie tot my eie nie. En dit lei my tot die tweede vraag. Wie se koninkryk is jy besig om te bou? Wie se koninkryk is jy besig om te bou? Ons is besig om een van twee koninkryke te bou, of jou eie, of die Here se. En meeste mense bou 'n aardse koninkryk, weer eens, deur goeie dinge te pursue. Dis hoekom het hulle vang, dis hoe die duiwel mens vang, want hulle dink nie daai goed is 'n verkeerde koninkryk nie. Hulle wil 'n besigheid bou, hulle wil 'n familie bou, hulle wil hulle kinders bou, hulle wil hê hulle kinders moet presteer. Al daai goed is belangrike goed, né? Stem jy saam? Maar as ek daai goed my fokus maak en ek jaag dit net, jy kan daai goed probeer bou sonder die Here. Hoekom het jy die Here nodig as jy daai goed wil bou? Jou hart is mos goed. Jy wil die beste hê vir jouself, vir jou kinders. Jy wil 'n goeie burger wees hier in ons gemeenskap. Jy wil niemand kwaad aandoen nie. Jy wil net goed hê vir jou lewe. Maar as vir jou lewe oor jou lewe gaan, dis mammon. Dis jou koninkryk, dis jy worry oor aarde, maar ons huis is nie hier nie, ons is op pad huis toe. En hoe ek hier lewe, moet dit wys, moet praat van, ek kan bid die Here wat hierdie plek hier gemaak het. En wat die volgende een voorberei. En ek is op pad soontoe, ek gaan nie hier bly nie hoor. Hier alles gaan nie oor hierdie nie. Maar hoe ek my lewe leef hier, moet hom verheerlik. Dit moet gaan oor die koning. En te veel mense wil die koning van hulle storie wees. En weet jy hoekom? Hulle wil platforms bou. Om 'n besigheid te bou is 'n platform. Om 'n kerk te bou kan 'n platform wees. Om 'n familie te bou is 'n platform. En baie mense bou hierdie platforms vanuit insecurity uit. Almal van ons het 'n default insecurity geestelik, omdat ons kort kom van die heerlikheid van die Here. Diep binne in elke mens weet hulle dit. Ek kom kort I fall short of the glory of God, as gevolg van my sonde, né? En as jy nie gered is nie, as jy nie glo in dit wat Jesus vir jou gedoen het aan daai kruis nie, en jy neem nie jou identiteit aan as kind van God nie, dan weet jy nie wie jy is nie. En mense wat met daai lewe vanuit 'n insecurity, wat die heeltyd hulle self wil bewys, wat wil opmaak vir daai tekortkoming, en dan is daar nog goed vir almal van ons, uit ons huise uit, en ons kinderlewe, en ons gesinslewe, dat ek wil mense in hierdie lewe 'n punt bewys, ek wil vir mense wys, ek's iemand. So wat doen ek? Ek bou hierdie platforms, en soos ek hierdie platform suksesvol bou, kyk mense na my besigheid, en na my ministry, en na my family, en na die kar wat ek ry, en die huis waar ek bly, en mense sê,
Hulle is hierdie mense, hulle is suksesvol, hulle is iemand, hulle is belangrik, hulle is goed, en wat, kyk hulle kinders, kyk hoe presteer hulle is goed. Hulle doen iets reg, en daar gee vir ons 'n sense of identity. Maar dis 'n valse identiteit. Jy worry wat mense dink, dis jou koninkryk, jy wil jouself die koning van jou storie maak. En dis nie waaroor dit gaan nie. En jy sien as ek dit neerlê en ek sê ek begin lewe vir die koninkryk van God en ek soek allereers sy koninkryk, dan lê ek daai neer en ek is besig met dieselfde goed, maar die vraag verander. Die vraag is nie meer hoe kan ek my besigheid groot maak sodat mense kan dink. Die vraag is nou wat wil God doen in my en deur my deur daai platform van my besigheid? Wat wil God doen in en deur my met my geld? Wat wil God doen in en deur die platform van my familie? Want my familie behoort aan die Here, dit behoort nie aan my nie. My huwelik behoort nie aan my nie, behoort aan die Here. So die situasie waarin ek is, alles gaan oor, wat wil God nou doen in en deur my, tot sy heerlikheid, omdat ek kan wys vir die wêreld, hy is my koning, nie goed hier op aarde nie, nie goed hier op aarde nie. En as ek hom kies as my CEO en ek sê ek begin lewe vir sy koninkryk, elke deel van my lewe plaas ek hom in die middel en ek bedink en ek bid oor en ek gaan woord toe en ek vra hom, hoe kan ek u verheerlik? Hoe kan ek wys dat u is die koning van my lewe? Hoe kan ek u die koning maak deur u te volg in elke area van my lewe? Nommer 1, ek lewe vanuit 'n diep gegronde identiteit. Want ek weet ek's die koning se kind. Ek is nie die koning. Hy is die koning, maar ek is die koning se kind. En nommer 2, dit gee my purpose. Dit gee my purpose. Elke deeltjie van my lewe is nie ek net besig om iets te doen, om iemand iets te probeer bewys nie. Ek hoef niemand niks te bewys nie. Ek is niemand niks verskuldig in hierdie lewe om iemand vir mense te probeer wees nie. Ek is klaar iemand, ek's God se kind. En vanuit daai identiteit kan ek lewe met purpose, om alles van my lewe na God toe te bring en te sê, Here, raak elke deel van my lewe aan. Kom blaas u salwing oor elke deel van my lewe. Kom gee my woord vir elke deel van my lewe. En ek sal op dit vertrou, en ek sal dit bou, en ek sal dit doen op u tyd, en op u manier, en hoe ook al dit lyk in hierdie jaar, ek gaan dit vertrou. En as dit langer vat, so be it. Maar ek gaan vertrou dat u het goeie planne vir my, en u is besig om te werk, en ek kan myself nie uitkry waar u my kan uitkry nie. As ek my leer teen u sit, dan weet ek gaan ek uitkom waar ek moet wees. Wie se koninkryk is jy besig om te bou? Kan jy sien hoe die duiwel ons kan vang? Want dis dieselfde goed waarmee ons besig is elke dag. En daarom dink soveel mense, maar ek's nie besig met slegte goed nie, ek's nie besig met sonde nie, ek wil niks bad doen aan ander mense nie. Ek's net besig om hierdie goeie goed in my lewe te bou. God hou mos van hierdie goed, hy het hierdie goed vir my gegee. Ja, maar jy kan van daai goed afgode maak. Romeine 1 praat daarvan en sê, mense het die skepper verwerp en hulle begin die skepsels aanbid. Die geskenke wat God aan jou gee, die gewer, dink jy nie eens meer aan nie. Maar jy vat die geskenke en jy hardloop weg van hom af. Het jy al daai gevoel gehad, as jy goed doen vir jou kinders, hulle sê nie eers vir jou dankie nie, net daai ondankbaarheid wat jy net so wil zish, net kry, kan jy nie sien wat doen ek vir jou nie. Ek dink, hoe moet God voel? As ons dag na dag opstaan, ons groet hom nie, ons praat nie met hom nie, ons vra hom nie sy advies en sy raad nie, en as ons dit doen, en ons luister vir hom, sy advies, sy mentorskap, ons het dit so nodig in ons lewe, en as ons dit sal vat, sal ons soveel beter en meer vrug dra, en ons lewe sal betekenis hê, en ons sal nie van die battles waarmee ons twee, of ten minste, hoe ons van die battles verloor in ons lewe, sal ons nie verloor nie, ons sal wen, as ons hom net sy hart sal vertrou. En dit beteken nie, jy gaan nie deur moeilike goed gaan nie, verseker, jy gaan deur, kan ek jou sê, ek spreek nie dood oor jou nie, ek spreek uitdagings oor jou. En dit is net realiteit, almal van ons, want die duiwel het nie verdwyn nie, hoor, hy gaan hier wees tot die einde. Die Here is hier, die duiwel is ook hier, daar's 'n oorlog aan die gang, en jy gaan uitdagings face hierdie jaar. Jou kinders gaan uitdagings face hierdie jaar, julle as gesin gaan groot uitdagings face hierdie jaar. Is jy reg daarvoor? En ek hoop nie jou antwoord is, ek is reg daarvoor, bring dit, jy moenie fisies, jy moenie self reg wees daarvoor nie, in jou
jou antwoord moet wees is, in myself is ek nie reg of ek wil nie eens hoor jy sê dit. En dis fyn, dis reg. Ons moet kom met humility en sê ek het die Here nodig. Die Here moet ons help hierdie jaar om deur die goed te kom wat ons gaan face, en dit is so, ons almal het die Here nodig. En as ons in humility kom, dan sal hy aanhou om ons te help. Hy's lief vir ons, hy wil ons help, hy wil ons lei, hy wil met ons praat. Die vraag is, gaan jy luister? En gaan jy begin by luister? Nie eers as jy in die moeilikheid is nie. Gaan jy begin en sê, God is nommer 1 in my lewe, en ek wil hom verheerlik met elke deel van my lewe. Hy is my koning, ek is sy kind, en net hy gee my purpose, so ek soek die koninkryk. Eerste. Jesus, oor en oor praat hy van, moet jou nie bekommer nie, moet jou nie bekommer nie, moet jou nie bekommer nie. En dis duidelik dat die duiwel kan ontvang deur ons die goed wat ons prioriteite, deur bekommernis. As goed nie loop soos ons wil nie, of ons begin hierdie jaar, en obviously het jy nou verwagtinge, en 'n verwagting veroorsaak, hoeveel van julle weet, 'n bekommernis, want jy moet daai verwagting nou meet, en jou kind moet daai verwagting meet, en daai maak dat jy dink, nee, daar's 'n moontlikheid dat dit nie kan gebeur nie. En daai veroorsaak 'n bekommernis. En Jesus sê, moenie laat daai jou dryfveer word nie. Moenie dat daai jou dryfveer word nie, want dan gaan jy mammon gaan eerste wees daar. Jy gaan jou leer sit teen daai goed, en jy gedink, as jy harder werk en meer klim, dan gaan jy by die regte plek uitkom. Moet dit nie doen nie. Sit jou leer teen hom, vertrou hom. Hy sê, ek gee meer om oor daai goed in jou lewe as jy. Kom sit by my voete. Vat my hand, moenie vooruit hardloop. As jy saam met my stap, ek sal sorg vir al daai dinge wat jy nodig het. Ek weet jy het dit nodig, ek gee om daaroor, ek sal jou seën, maar stap die pad saam met my. My gebed is vir elkeen van ons en vir ons gesinne in hierdie jaar, is dat ons die Vader se hand sal vat, dat ons hom eerste sal sit en dat ons die pad saam met hom sal stap op sy pas, en dat ons hom sal vertrou vir goeie vrug. Ek weet daar's soveel goeie raad hier buite en suksesvolle mense in die besigheidswêreld en in die sekulêre wêreld wat boeke skryf en YouTube video's maak oor doen net dit en doen dat en staan so vroeg op en doen al hierdie goed, en baie van daai beginsels is goed. Jy kan dit toepas, dis nie verkeerd om dit toe te pas nie, maar as dit jou dryfveer is, dat jy beginsels soek om bekommernisse vinniger te probeer oorwin, dan is jy in die moeilikheid nou al klaar. Dan is jy al klaar in die moeilikheid. Want jy soek wêreldse raad om 'n wêreldse koninkryk te bou, en dis nie hoekom jy hier is nie. Jy's nie van hierdie wêreld nie. Jy is 'n kind van God, en jy's gemaak vir 'n huis wat nie hier is nie. Maar hier moet jy sy koninkryk bou. En my gebed is, as jou leer nie vandag teen Jesus Christus is nie, dat jy jou leer teen hom sal sit. En sê, Jesus, Here, ek is bang, ek het bekommernis, ek's eerlik, in my hart is daar goed wat my opstres, maar vandag, ek gaan jump in die see, ek gaan uit die boot uitklim, ek gaan net kies om my leer teen U te sit en U te vertrou, want ek het al die ander goed probeer, and it keeps failing me. Ek wil jou 'n challenge gee, 'n praktiese challenge voor ons gaan bid. Ek wil jou vra of jy saam met my sal vas. Wie van julle het nog nooit gevas nie? Dankie dat julle eerlik is. Halfte van die ander gaan sê, ek gaan nie nou stupid like hierdie. Ek is geestelik. Vas kom van die Ou Testament af, deur die Nuwe Testament. Jesus het dit gedoen. En al wat dit is, jy laat jou vlees lei, sodat jy jou gees kan opbou. En vas beteken niks sonder bid nie, laat ek dit sê. Hulle sê, dan is dit nie, dan is dit starvation, né? Dan is dit lei jy net honger. Dit gaan nie oor, is nie 'n diet nie. Dit gaan oor dat ons bid. En ek wil 'n vasroep vir 7 dae lank vanaf die 18de Januarie tot die 24ste Januarie. 18de tot die 24ste. En ek doen dit, nommer 1, want die 25ste is ons verjaarsdagdiens en dan gaan ons nie teen koek eet. So ons eindig voor dit, okay? Ek het dit altyd na dit gehou, maar dit is te laat, ons het die jaar begin. So 7 dae, 18 Januarie tot 24 Januarie. Waar jy kan kies wat jy los, as jy sê, weet jy, ek gaan induik hierdie jaar, Jacques, ek gaan alle kos los, ek gaan net water drink. Dan wil ek vir jou sê, as jy dit nog nooit gedoen het nie, begin nou al.
bietjie los. As jy hou van eet soos ek ook, oor Desember vakansie, veral en jy voel die jeans sit bietjie stywer as gewoonlik, begin nou al so bietjie los, tot volgende Sondag, want die 18de is volgende Sondag, voor jy begin, en dan begin jy. Maar as ons begin, dan 7 dae lank gaan ons bid. En jy gaan net alles, en ek wil jou vra, skryf op 'n papiertjie, wat is alles wat vir jou belangrik is, sit dit in jou Bybel, by Matteus 6, en soos ons op hierdie journey gaan, bring jou Bybel saam, bid net elke dag kort gebeure, en vra die Here, Here, help my met hierdie, help my met my finansies, help my met my huwelik, help my met hierdie situasie, help my kind met hierdie, gee my wysheid as 'n ouer met hierdie, net, al hierdie goed wat die Here sê, die Here weet daai goed vir jou belangrik, bring dit vir hom. Praat met hom daaroor en verwag dat hy met jou sal terugpraat. Verwag 'n woord oor elkeen van daai goed wat jy daar gaan byskryf. Dan gaan ons saam vas en ons begin hierdie jaar deur te sê ek sit Jesus eerste in 2026 en ek het 'n groot verwagting vir dit wat hy gaan doen in my lewe. Nie vir dit wat ek gaan bereik nie, vir dit wat hy gaan doen in my lewe en dat ek hom gaan eer soos ek reageer op sy woord oor my lewe. Almal van julle gaan dalk nie daai challenge vat nie, sal van julle daai challenge vat. Ja? Het ek 'n hand of 2 hierso? Okay, dankie. Laat ons hierdie jaar reg begin en ek wil dit elke jaar doen. Laat ons begin met vas en gebed en ek sien uit na die journey waarop ons die Here ons hierdie jaar gaan vat as 'n gemeente. Gaan ook by ons visiediens praat oor disippelskap wat op my hart is. En dat ons disippelskapsreis gaan bou met verskillende klasse, waarby ek julle wil kry en bietjie wil teach, en julle bietjie meer wil challenge, om jou hart oop te maak en jou lewe oop te maak vir die Here om in jou lewe te werk, en deur gewoontes en dissiplines, en dan daardeur dat jy 'n verskil gaan maak in Alberton, en dat jy mense voorstel aan Jesus. Niemand moet hemel toe gaan, hoor mooi. Niemand moet hemel toe gaan, sonder dat hy ten minste een ou na die Here toe gelei het. Niemand nie. Dis nie vir party mense nie, dis vir almal. En 1 is great, maar 10 is beter. 100 is beter. En kom ons begin het, as jy dit nog nie gedoen het, kom ons begin het, maar hierdie jaar gaan ons lewe op purpose. As jy met my, kom ons bid saam. Dankie vir u woord, Here, dankie vir dat u so eenvoudig gepraat het. U vertel, u gee ons 'n vergelyking. U praat met ons in taal wat ons kan verstaan. U maak dit so eenvoudig, soveel so, dat is baie challenging. Want nou weet ons wat ons moet doen, en nou weet ons wat ons nie moet doen nie. En ons luister baie keer daarna en ons besef, Jessie, ek het hierdie jaar begin al klaar verkeerd, en dis okay. Dankie vir u genade, dankie dat u altyd met oop arms staan en sê, kom. Dis juist hoekom u hierdie vir ons sê, jy kan nie 2 baase gelyk dien nie. Want u weet ons sukkel daarmee, u weet ons val vir daai versoeking. En in liefde sê u dit vir ons dat u ons terugroep en sê, kom, maak my eerste, maak my CEO, net ek kan vir jou die beste pad wys, net ek kan jou die beste advies gee, net ek kan die beste mentor vir jou wees, en ek wil dit wees. Vat my hand en ons kies om u hand te vat vandag, ons kies om u eerste te plaas, en ons sien uit na hierdie jaar as individue, as families, en ook as 'n kerkfamilie. Ons weet iets groot planne vir Alberton. U wil 'n verskil hier maak. Dis tyd vir herlewing. Here, dis tyd vir herlewing onder ons jong mense, onder ons jeug. En al hoe dit gaan gebeur is as ons, as leiers opstaan en sê, kom ons bou die platform, kom ons maak die verskil, kom ons gee die Here die geleentheid om te werk. So ons kom hier saam, Here, ons gee saam, ons werk saam, en ons sê, lei u ons, wees u altyd die koning van hierdie huis, en mag u die eer gee, vir alles wat hier gebeur, mag dit wees volgens u wil. Ons het u lief, ons eer u, en ons sien uit na 'n groot en goeie 2026, omdat u ons koning is. Ons het u lief, ons sê in Jesus naam saam, amen.